Welkom by die Maak my 'n Miljonair potgooi. In hierdie potgooi gesels ons met die huidige deelnemers, maar ook die vorige deelnemers van Maak my 'n Miljonair, net om bietjie meer info te kry oor hulle storie, 'n paar lesse wat hulle geleer het en om meer te leer van wat hulle gedoen het in hulle besighede en nog steeds doen, met die hope om jou te inspireer om dieselfde te kan doen. In vandag se potgooi op episode het ons vir Alexis van Staden. Alexis, welkom op die brandbank. Dankie oom. Hoe voel die brandbank vir jou? Hy voel 'n bietjie warm oom. Ons is definitief die wenspan vandag. Ons gaan hierdie wen huis toe vat. En maak nie saak hoe jonk jy is, maak nie saak van waar jy kom nie, jy kan altyd wen, jy kan altyd tweede kom, jy kan altyd jou beste gee. Maak nie saak van waar jy kom nie of wat jy is nie. Jy het hierdie jaar deelgeneem aan Maak my 'n Miljonair. Ja, oom. So dis nog baie fresh. Dit is baie. En hoe was die journey? Die journey was regtig baie lekker en dit was inspirerend om te sien al die vorige deelnemers en selfs vir oom hulle en die span en alles wat oom hulle doen en die ander entrepreneurs ook wat hulle al bereik het. Het jy goeie vriendinne en vriende gemaak? Ja, ek het baie goeie vriende gemaak, almal so vriendelik en jy connect net met mense omdat jy dieselfde mindset het en alles, connect jy soveel makliker. Ek het nou die dag vir een van die ander entrepreneurs gesê, soos met Maak my 'n Miljonair gaan vind ons elke entrepreneur in die skool. En partykeer in jou skool was daar 2 entrepreneurs, dis jy en Marnus. Maar in ander skole is daar dalk net een entrepreneur. En dan kan dit baie lonely wees as 'n entrepreneur omdat jy die enigste een in jou skool is. Maar met Maak my 'n Miljonair bring ons nou al die entrepreneurs bymekaar en dan kan jy vriende maak met mense wat dieselfde as jy dink, dieselfde as jy weet, voel en dieselfde situasie is as jy. En ja, dis lekker om daai community te hê. Ja, dit is baie lekker en jy soos voel sommer at easy, voel of jy jouself kan wees en of jy oor alles kan praat sonder om gejudged te word. En julle reeks het nou net klaar gemaak. Hierdie jaar, dis so, hou julle nog baie kontak met mekaar nou? Praat julle met mekaar? Is daar iemand wat jy WhatsApp wat saam met jou die kompetisie was? So, dit is maar moeilik om kontak te hou met mense omdat ons so ver verspreid is, Kaapstad, Johannesburg, welkom oral. Maar ek hou nog kontak met van die mense, ja, ek hou kontak met Algunay. Sy is een van die mense wat ek baie meer geconnect het en alles en met die ander mense doen ek ook, maar nie so erg nie. Okay. Ja, maar dis goed dat jy daai connection bou. Sê vir my, jy het nou 8 maande deur hierdie proses gegaan. Waar het jy begin? Hoe het jou besigheid gelyk toe jy begin het? Hoeveel geld het jy gemaak? Wat was jou turnover? Wat was jou profit? Hoeveel geld het jy op daai stadium gemaak? En waar het jy geëindig? Hoeveel geld maak jy besigheid nou? Hoeveel inkomste doen jy? Hoe het jou besigheid gegroei tydens hierdie 8 maande proses? So, in die begin toe ek ingeskryf het, wat dit so Maart, April se kant ek dink, as ek nie verkeerd is nie. Ja. Toe begin ek het so 2 Marte 'n week gedoen op naweke, as ek tyd gekry, en ek het so aan 5 snoepies verskaf en uitgestuur en ek het nie baie orders ingekry nie. So dit was maar moeilik. Ek het so 8.000 tot 15.000 wins gemaak en so van 20 tot 30.000 soos turnover. Toe ek nou by oom hulle ingeskryf het en die werkswinkels het begin, toe begin my kop so oopgaan na al die possibilities toe. Na al die goeders wat ek kan bereik of wat ek kan doen om my besigheid te bevorder. So toe het ek daai goeders begin instel my besigheid in, meer koneksies maak met die mense nou, want dit verander jou mindset heeltemal, want jy druk mekaar en jy is so die kompetisie. Ja, met die kompetisie alles, so jy druk mekaar op 'n manier en ek het ook baie support van my ouers gehad en oral. En toe styg my besigheid op na waar ek nou is, waar ek aan 10 snoepies verskaf en mense, en ek doen garages en daar's ook, ek is besig om na Spar te kyk wat ek met hulle mee praat, om dit in te kry, en ek is nou tans besig om R45.000 wins te maak, en omtrent so 90.000 turnover, en ek doen elke naweek 'n mark waar ek partykeer mense aanstel om vir my te doen, omdat ek nie altyd kan nie. En jy is 14 jaar oud? Ja, ek is 14. Wanneer verjaar jy hierdie jaar? Ek het die 18de Junie verjaar. Okay, so volgende jaar word jy eers 15. Ja. 14 jaar oud. Repeat net dit gou weer. Hoeveel geld maak jy nou? R45.000 'n maand en dit is groei elke maand. Ja, op 14.
Dit is amazing. En hoeveel mense stel jy nou al aan? So, dis nie vasgestelde mense nie, dis maar mense wat vir my vra, kan ek vir jou kom werk, want ek het by die skool mos gepraat daai een keer wat ek vir oomiddag gestuur het. En toe was ek soos, as julle wil soos vir my werk en goed, kan julle, want ek wil julle aanstel, ek wil julle aanmotiveer, want ek weet dit is baie keer moeilik om geld in te kry en alles. So ek het omtrent 5 mense nou, meeste van hulle is matriek, so ek moet nou nie vir eens kry. En van hulle is in die laerskool, so ek leer hulle hoe om dit te werk en dan kry hulle ook daai business intuitive en alles. Ek love dit. So jy is 14 jaar oud in graad 8 en het 5 matrieks wat vir jou werk. Ja. Dis impressive. Hoe voel dit? As jy by die skool loop, voel jy soos, hey, ek het daai 5 matrieks is op my payroll, soos hoe voel dit? Ek dink nie hoog van myself nie, want ek voel almal kom van 'n plek af. Ek weet nie altyd almal se situasies nie, want soos wat oom gesê het, ek wil nie nou oom sleg praat, maar oom het mos arm groot geword soos wat oom gesê het. Oom het gedink groen gras is wat ryk mense het. So ek voel almal het 'n rede hoekom hulle iets doen. Ek vra nooit vir hulle hoekom wil jy vir my werk nie. Ek vra net vir hulle wil jy dit regtig doen en sal jy dit doen met 'n passie. Ja, dis goed. Wil jy dit regtig doen en sal jy dit doen met 'n passie? Ja, ek hou daarvan. Want almal het hulle eie redes vir hoekom hulle iets doen. Ja. En dit is vir my so awesome dat jy nou werk skep in jou skool. Hoe awesome is dit nie net nie? En jy skep werk in jou gemeenskap en jy's besig om jou gemeenskap te empower. Hoe het maak my 'n miljonair? Jy kom uit Welkom uit van Goudveld Hoërskool. Ja. Hoe het maak my 'n miljonair 'n impak gemaak deur jou en as ek nou kan sê Marnus, want julle albei is uit dieselfde skool uit, in julle skool maar ook in julle gemeenskap? So ek dink met my nou, met 'n voorbeeld, ek het baie klein kinders geïnspireer wat nou in my ou laerskool was, Welkom Volksskool. Baie van hulle sê ek ken haar, of as ek in die dorp rondloop dan skree hulle Alexis en dan party van hulle wil vir my kom werk, maar ek stel nie verkieslik laerskool eens aan nie omdat hulle nog skole het en ek kan nie so lekker kommunikeer nie. Maar dit is lekker om te sien, want selfs op entrepreneursdag, ek verskaf ook baie keer vir hulle goeders om te verkoop. So dan vat hulle helfte, dan vat ek die ander helfte, dan kry hulle steeds 'n bietjie geld daarso. En dan help ek hulle ook so en ek voel Marnus het ook 'n impak gemaak want hy doen mos houtwerk en ek het soos respek vir dit want dis baie moeilik. Dis baie harde werk en hy doen regtig baie goed want ek dink hy het mos van R600 'n maand na soos 30 toe gegaan as ek nie verkeerd is. Ja, 60 toe. 60. Hy het in sy eerste maand R600 'n maand gemaak en hy het uitgeskryf met soos 68 'n maand. Dis goed. So sy groei was great. Maar ek dink julle twee het so 'n goeie impak gemaak in julle gemeenskap. Veral as jy sê jy loop in die mall en mense sê van, "Hey Alexis," dit wys jy het 'n impak gemaak. Jy het 'n impression gemaak. Jy het iemand geïnspireer. En dit kan wees 'n ouetjie in graad 7 wat sê ek wil ook nou boba tee verkoop, of dit kan wees 'n tannie by die ouete huis in Welkom wat sê as daai meisie op 14 jaar uit R40,000 'n maand kan maak, R90,000 se turnover kan inbring, dan kan ek ook ietsie doen. En as jy dit kan regkry om in jou gemeenskap mense te inspireer, dan maak jy 'n daadwerklike verskil. So jy het jou 4 matrieks wat vir jou werk, 'n paar van die graad 7's. Wat van jou familielede? Ja, jy het obviously nog nie 'n lisensie om rond te ry nie. So wie bestuur vir jou? Is hulle op jou payroll? Hoe werk dit? So my ma bestuur meestal vir my rond, want sy is al werk is meer fleksibel omdat sy vir haarself ook werk. So dis waar ek ook 'n inspirasie het, ek kyk baie op na. So sy bestuur my baie rond. My pa help my op naweke as hy kan en my suster is ongelukkig in Potchefstroom, so sy kan my nie regtig daarso help nie. En ek betaal hulle vir die petrol. As hulle die dag daar met vir my sit, betaal ek vir hulle kos en miskien as hulle soos werkgeleenthede mis, betaal ek dit ook. Okay. So jy betaal hulle iets? Ja. Okay. En kry hulle 'n goeie wage of is daar family and friends discount? Hulle kry 'n goeie wage, want Okay. ek voel ek wil nie mense beoordeel nie of omdat jy nou dit is vir my, jy kry meer nie of minder nie. So ek doen glad nie dit nie, soos ek sê ek wil nie mense judge of waar ek vandaan kom nie. So omtrent ek doen so R500 betaal ek vir 'n mark, 500 tot 1000 en dan betaal ek vir 2 etes. Okay. So jou ma maak actually geld om jou te help. Ja. En 2 etes en geld vir die mark. Ja, maar baie keer vat sy nie die geld nie, dan raak ek baie kwaad, dan soos druk ek dit in haar handsak. Okay. Nou, sê vir my Alexis, jy het nou deur hierdie hele journey gegaan. Wat is een van die
beste memories wat jy het van jou Maak My 'n Miljonair 8 maande, of die funnieste ding wat gebeur het, of iets wat vir jou uitgestaan het, of iets wat 'n goeie memory was, waar jy kan terugkyk en sê, in hierdie laaste 8 maande het dit gebeur, en ek sal dit altyd onthou. Jessie oom, daar's soveel goeie memories, soveel goeders wat ons gedoen het. Ons het soos baie lank getoer. En daar's soveel mense, ja. Dit is eintlik sad dat dit verby is. Maar ek dink een van die lekkerste dinge was by Houdini Spa, toe ons daai nie worship nie, maar stilte tyd gedoen het. En dit ingeneem het. En net die Here soos kon voel. Dit was so wonderlik. En ek het sommer net rustig gevoel en net dat hy soos altyd by my is. En vanaf daar sal ek sê my verhouding met die Here is ook baie beter en baie sterker. En ek dink een van die funnieste moments was, iemand het my Alice genoem in plaas van Alexis wat hulle afgelees het. So dat was definitief baie snaaks. Hy nie daarvoor is jy Alice noem nie. Dis die vreemdste ding, want dit het nog nooit gebeur nie. Soos ek verstaan Alex of daai tipe goeters, maar nog nooit Alice nie. Ja, ek stem saam met jou. Dit was 'n special moment daar op die berg. So, ja, en dit was met die sunrise, so vroeg in die oggend, die son opkom, oor daai hele woester area. Ja, dit was mooi. Dit was so wonderlik. Maar ek het nog nooit so mooi iets gesien nie, en ek gaan soos gaan baie Clarence toe en daai goeters ook. Okay. Dit is regtig baie mooi. Ja, julle het nogal mooi berge in julle area. Sê vir my, hoe was die vlieg? Het jy dit gelike? Ja, ek het baie van die vlieg geniet. Ek het voorheen gevlieg, so ek was gewoond daaraan, maar ek hou daarvan om te vlieg want jy kan sommer so sien hoe jy oor alles gaan. Toe ons oor die see gaan, dit was ook baie mooi, die golwe en alles. Ja, dit was 'n awesome experience. Sê vir my, Alexis, jy het nou baie geleer in hierdie 8 maande. Vandat ek jou inskrywingsvideo gesien het in die begin tot waar jy nou is 'n massive verskil. Soos ek wens mense kan dit sien, want soos ek sien al die inskrywingsvideo's en dan sien ek julle op die gala aand aan die einde van die reeks. En daai verskil is net amazing. So, wat sou jy sê is een van die grootste lesse wat jy geleer het hierdie jaar? Iets wat jou verander het as 'n mens, of iets wat jou besigheid verander het? Iets wat jy hierdie jaar geleer het wat 'n groot verskil gemaak het in jou lewe? Ek het nie een spesifieke ding nie. Ek het eintlik 3 goeters wat my regtig so impakteer. Okay. Een van hulle is time is money. So hoe ek met dit werk is, as ek iets gaan doen en ek weet sê nou net my tyd is soos R100 'n uur en ek maak iets soos R12. Hoekom moet ek daar sit? Ek mors dan my tyd. Ek kan dit nou iets beter maak. Okay. So time is money. So ek dan is dit nou waar ek die mense aanstel en waar ek hier gaan sit hier. So dit sal dit ook inkom. Bietjie scaling, bietjie aanstel, ja, ek en dan soos gewoonlik gaan bel ek mense, maak afsprake, doen deliveries, al daai goed is. Ja. En dan time management, dit is ook 'n groot faktor omdat ek ek doen 12 aktiwiteite by die skool en ek's baie betrokke daar, so ek deel van bemarking, alles plus my besigheid. En dan om al daai goeders in te pas, kort hier regtig time management. Okay. En dan jou laaste een? My laaste een is jy kan niks sonder God doen nie. Jy moet altyd die Here saam met jou hê, anders gaan jy nie baie ver kom nie. Ek hou van al 3. Dis goeie lesse. En vir iemand op so 'n jong ouderdom om daardie lesse te leer en dit deel te maak van jou lewe is regtig impressive. Ek dink jy's 'n groot inspirasie vir jou gemeenskap en jou skool. Ek kon sien toe jy daar, ek het die video gesien waar jy gepraat het met die hele skool. Ek kon sien die skool sien jou as 'n inspirasie. Hoe is dit om terug te gaan na jou skool toe na Maak My 'n Miljonair en daar voor te staan en jou storie te deel en te inspireer? Ek sal sê dis 'n bietjie meer, soos jy's baie meer benoud, want jy ken die kinders eintlik. Dis 'n baie groot verskil om vir mense te praat wat jy ken en wat jy nie ken nie. So eerlik wees op daai en op die gala aand was dit glad nie so stresvol nie. Maar so dit was meer stresvol om by jou skool te gaan praat as op die gala aand? Ja, baie meer. Okay. Want ek weet hierdie klink baie vreemd, maar die mense ken my, hulle ken my storie, so is 'n bietjie vreemd om met van soos voor hulle te praat en vir almal te kyk waar op die gala aand. As jy daar voor op die verhoog staan, weet jy, die mense ken jou op 'n manier of hulle doen nie en hulle is geïnteresseerd. Ja. En ek sal sê dis moeilik om vir hulle te praat. En ek hou nie regtig daarvan om vir mense te praat nie, so dis nogals 'n uitdaging vir my. Wel, jy het baie goed gedoen, veral op die gala aand. Soos jy het baie goed gepraat. En ek dink jy was baie inspirerend op die gala aand ook. Baie mense het na die tyd vir my kom vra van die Alexis meisie en hulle wil weet en so.
So nee, ek dink jy het baie mense geïnspireer. Jy het net nou genoem time management was een van die groot goed wat jy geleer het hierdie jaar. Vat ons bietjie deur 'n dag van Alexis. Hoe lyk jou dag op jou average dag en met al die aktiwiteite wat jy doen ensovoorts? So ek sal nou elke liewe dag verskil vir my. Van maandag tot Saterdag, Sondag werk ek glad nie, want dis nou die Here se dag. So ek sal maar maandag vat vir my. So ek staan 4:00 die oggende op. Kyk of ek orders deurgekry het. As ek gehad het, pak ek dit, sit dit in koelers, skryf op waar my môre moet gaan aflewer, gee alvaar die geld vir die brandstof. Dan omtrent so 5:00 se kant begin ek klaarmaak vir skool. 6:10 dan soos ry ons skool toe al sodat ek vroeg daar kan wees. Sodat ek van die orders kan self afgee en van die skole maak eers later oop soos my privaat skole wat ek kan gee. Dan gaan gee sy dit nou vir my. Dan het ek maar die dag se skool vanaf so nou net so 7:30 tot en met 2:00 want dis wanneer ons skool eindig. Okay. En dan het ek voortrekkers 2 tot 3 op 'n maandag en dan 3 tot 5 het ek koor, 5 tot 6 te cricket en dan omtrent vat dit so 30 minute om by die huis uit te kom want ons bly uit die dorp uit. En dan doen ek nou my huiswerk, dan doen ek nog besigheid goeders en dan maak ek omtrent so 8:00 se kant klaar met my dag. Okay. Dit is impressive. Dis 'n vol dag. Ja. Voel jy daar is waarde daarin om so besig te wees? Dink jy leerders wat besiger is kry meer gedoen as leerders wat nie? Want daar's hierdie sê ding van as jy iets wil gedoen hê, gee dit vir iemand wat reeds baie doen. Dink jy daar's truth daarin? Dink jy leerders wat reeds baie goeders het om te doen ook meer as ander? Ek sal sê dit vary regtig baie want as jy passievol is oor iets, doen jy dit teen volste en jy doen baie daarvan. So sê nou net jy's baie passievol oor hokkie en sê nou net redenaars. En jy doen net daai twee, maar jy's baie besig want jy fokus op dit. Dan voel ek jy doen goed. Maar party mense soos ek wat nou so baie doen want ek kan nie stil sit nie. So ek voel ek is meer besig en meer produktief as ek meer het om te doen want daar's heeltyd iets om te doen. En as daar nie iets is om te doen nie, dan sê jy dalk nie so produktief gewees Ja. nie. Hoe vind jy sê jy doen in die oggend van about 4:00 tot 6:00 doen jy jou besigheid Ja. en dan in die aande tot en met 8:00 of 8:00 tot 10:00 of So tot en waar met- is die tye wat jy aan jou besigheid werk? So 4:00 tot 6:00 pak ek mos na my orders, kry orders uit, stuur boodskappe vir mense, want ons is ongelukkig nou vir in skool, so ek kan nie tydens daai tyd meer nie. So dan stuur ek daai uit. En dan wat ek sê 8:00 dan eindig ek, dan sluit my orders. So 8:00 is die tyd in die aand wat ek soos nie meer orders vat nie, want dan kry ek dit nie gepak nie. Dan na 8 baie keer dan sit ek tot 12:00 toe en pak boba. Okay. Want die een aand moes ek 'n 120 bottel. Toe sit ek daarso tot en met 12:30 die oggend en Om botteltjies vol te maak. Ja, Okay. Die hustle is reël, né? dit is. Vir almal wat nou nie Maak My 'n Miljonair op via TV gekyk het nie en nou nie jou op die TV gesien het nie. Verduidelik net vir almal wat die potgooi luister presies wat is jou besigheid, hoe werk dit, hoe bedryf jy jou besigheid? Ek weet ek ken nou obviously jou besigheid baie goed, Ja. maar verduidelik dit aan my sodat die res van die audience ook kan verstaan. So ek het my besigheid begin toe ek 11 was in die laerskool met entrepreneursdag deur 'n grap wat my ma met my gemaak het. So ek het te veel lekkers gekoop. Toe sê sy vir my as nou 'n grap, jy sal mark totdat dit klaar is. Toe gaan ons nou na markte toe, ek het begin mark en op daai tyd in graad 5 was Baobab baie gewild. En Welkom is mos 'n klein dorpie, nie baie mense weet van dit nie en dis nie so baie daar buite nie. So toe kyk ek na dit, ek vra vir my ma, kan ons dit doen asseblief? Want baie van my vriende sê hulle soek dit, maar dan moet hulle Bloemfontein ry of Klerksdorp en al daai plekke. So sy sê ja, jy sal doen, maar jy gaan dit alleen doen. Sy het gegraat, maar ek het haar weer eens ernstig opgevat. Dink hierdie is 'n les met my nie grappe vertel oor sulke goed nie, ek vat 'n mens ernstig op. Toe begin ek dit doen en ek begin dit verkoop. Toe kry ek die sweets heeltemal uit. Toe begin ek meer boue aankoop, meer groter voorraad en toe bou ek my besigheid op so 'n manier dat ek aan my eie snoepie begin verkoop het op entrepreneurs elke dag op my skool, markte, mense wat my nooi vir funksies, al daai goeders tot ek wel nou is met soos 10 snoepies, mense wat my amper elke week of elke dag kontak en funksies wat ek doen, boue wat ek aflewer, markte wat ek doen, mense wat ek selfs aanstel.
En ek dink ek kom van 'n baie soos klein plek af, maar baie groot, want ek het alles op myself eie gedoen. My ma was daar vir ondersteuning, maar sy verstaan ook die waarde daarvan om dit op jou eie te doen en self te leer. En ek dink nie ek sal hier wees as my ma alles vir my gedoen het nie. Daar is self wat jy moet insit, jy moet uitvat en alles risk wat jy moet vat en alles. Ja, en jy leer uit daai ervaring uit. Dit is belangrik om te leer soos jy doen ook. Jy het nou gepraat oor jou journey Ja. en dis awesome. En jy het nou vertel wat jy doen. Vat ons bietjie deur die proses van jou produk. Soos wat is dit al? Jy het verskillende geure. Dis 'n tee. Jy het balletjies wat daar binne ingaan. Ja. Verduidelik bietjie wat is jou produk? Hoe werk dit? So ek het 2 produkte nou. Ek het my glasies boba wat jy soos by my kan koop by markte en goeders. Dan het ek botteltjies boba wat ek nou aan snoepies gee, wat ek soos poeder, al daai goeders. So dit kom met ek doen tapioca en bursting boba. So tapioca is soos 'n jellyrige een wat jy soos caramel kan flavour, chocolate, brown sugar. So dis my geure van die tapioca en ek het baie keer ook cotton candy. En dan het die bursting tapioca wat soos fruit juice in 'n kalsiumlaagie is. Ek het eintlik gaan inkyk na dit. En ek het 12 geure van hulle. Okay. So ek het 12 geure van die bursting boba en so 4 geure van die tapioca. So ek maak dit nou die bursting eens met tee of met Sprite, want nie almal hou van tee nie. En ek doen ook nie groen tee of swart tee nie. Want persoonlik vir my, ek hou glad nie van die smaak daarvan nie. Dit is bitterlik, soos baie bitter vir my en dit het baie erg nasmaak. So ek het my eie tees gemaak, vrugtetees wat by elke geur pas. Soos ek het 'n cherry en lemon tee, 'n berry tee, al daai goeters. En dan het ek nou Sprite vir die mense wat regtig nie van tee hou nie. En dan het ek sugar-free Sprite vir mense wat diabetes is. Want van my familie is diabetes en ek weet dit is moeilik om soos drankies te kry en lekker goed wat soos nie suiker in het nie. So toe bring ek ook die suikervry in en dan my tapioca doen ek met milk tea en ek het matcha ingebring nou onlangs en koffie. Okay. En dan soos jy sê dit kom in dan houer. Wel ek het al baie van jou boba gedrink obviously. Maar dit kom in 'n houertjie en dan het jy die botteltjies ook. En dis iets ek het al baie boba besighede gesien oor die jare. Ek het nog nie 'n boba besigheid gesien wat dit in botteltjies sit nie. En hoekom is dit anders? Hoekom gee dit jou advantage in die mark om dit in 'n botteltjie te hê? So jy kry baie van die mense wat mos daai filaments behoor die glasie sit wat jy mos deur die strootjie druk. Ek het na dit gaan kyk. Toe ek het uit toe gaan koop ek by 'n ander boubar shop want ek wou nie nou 'n masjien koop nie want ek dink die masjien is soos R5000. Ek het nie die geld gehad op die stadium nie. En toe gaan kyk ek nou, toe poeder ek dit soos na random mense toe bars hy op die ou einde. Okay. Want die filament is nie so sterk en goeters en toe gaan kyk ek nou na mense soos Coca-Cola, Sprite. Wat doen hulle? En toe sien ek maar hulle botteltjies. Dit is maklik om te vat en dit is maklik om meer rond te travel. Ek soos wat as ek dit doen? Toe eksperiment ek nou en toe kom ek nou met die botteltjies uit wat ek tot 'n maand toe in die yskas kan los sonder enige preservatives en dit is Ja, want jy seel hom toe en hy bly. Hy bly vars omdat ek 100% natural is en ek doen dit handgemaak en alles. En dan is dit net makliker om dit te vervoer en goed vir mense. Want hulle kan net toedraai. So as hy oop is dit alright, jy kan hom weer toemaak. In plaas van die ander eens waar hy altyd oop is. En dit maak jou besigheid nasionaal. Want nou kan jy dit poedhou wherever in Suid-Afrika. Jou dorp hoef jy nou nie te beperk aan hoe groot jou mark is en aan wie jy kan verkoop nie. Ja, dit is so. Ja, dis briljant. Dis uitstekend. Sê vir my Alexis, jy het nou baie geleer uit Maak My 'n Miljonair. En met al die coaching en goed wat jy gekry het. Jy het gesê jy het baie geleer uit om self te doen ook. Wat is iets wat jy glo in besigheid of iets wat jy doen in besigheid wat meeste ander mense met jou mee stry? Wat sê nee, dit kan nie werk nie, maar jy doen dit so of jy glo dit is so, maar ander mense sê nee. Wat is 'n kontroversiële ding wat jy doen in besigheid? Ek voel daar's 'n paar goeters want almal het maar verskillende opinies. So een ding wat ek doen, ek vat baie keer risk. Soos ek gaan praat met mense by BP garages of nou Spar en goeters, vra kan ek met die manager praat. Ek meen wie wil met 'n 14-jarige praat? En ek dink is ook iets wat my soos anders maak want nie baie mense wil besig met my doen nie, maar as ek vir hulle my storie vertel van Maak My 'n Miljonair, hoe ver ek gekom het en alles wat ek vir hulle kan gee en as ek in my progress wys met al die snoepies, dan vat hulle eintlik die deal vir my.
En dis ook iets anders wat ek ook glo die regte ding is. Wees altyd vriendelik met almal en moet nooit iemand beoordeel nie. Want baie mense sê, okay, maar hy dra dit of dit. En is ek soos, maar weet jy of hy geld het? Dan sê hy vir my nee. Dan is ek soos, hoe kan jy beoordeel? Want jy weet nooit nie. Want party mense wil nie mooi aantrek of nou daai brand of daai ander brands. So ja. Okay, so vat risk en gaan praat met mense en moenie worry oor wat hulle van jou gaan dink nie. Ja. En moet ook nie ander mense judge gebaseer op hoe hulle aantrek of hoe hulle is nie. Okay, ek hou daarvan. Dis goeie waardes om ook te hê, dink ek, veral in besigheid, want jy weet nooit met wie jy besigheid doen nie en mense doen altyd besigheid met ander mense. So dis belangrik om te onthou, dis nie 'n besigheid waarmee jy besigheid doen, daar's ook 'n mens daar agter en jy moet daardie mens ook hanteer soos 'n mens en soos 'n persoon. Sê vir my Alexis, jy het nou voor die skool gaan praat. Daar's baie hoërskool-entrepreneurs wat hierdie pot gooi gaan kyk. Wat dalk dink, moet ek 'n besigheid begin, moet ek nie 'n besigheid begin nie. Hulle is dalk op die fence, hulle weet nie presies wat om te doen nie. Hulle is onseker, moet hulle daai tree neem of nie. Jy's 'n hoërskool-entrepreneur wat baie suksesvol is, wat jou besigheid baie gegroei het hierdie jaar en baie geld maak vir jou ouderdom. Ek meen om R90,000 'n maand in te bring op 14, sal ek sê is baie suksesvol. So, wat sal jy sê vir al daai hoërskool-entrepreneurs daar buite wat wonder, moet ek entrepreneurskap aanpak? Moet ek 'n besigheid begin? Ek gaan nou 'n bietjie kontroversieel nou wees en sê dit hang of jy die guts het om dit te doen en of jy 'n passie het om dit vir dit te doen. Want nie almal het daai passie nie, want ek het al gesien met van my vriende wat ek hulle probeer aanstel, hulle het nie 'n passie vir dit nie. Hulle het nie soos die motivation om dit te doen nie en hulle kan dit fisies nie doen nie. Want jy kort verskillende tipe skills. En ja, nie almal is dieselfde nie, maar daar is van die skills wat almal dieselfde ongelukkig kort in besigheid. So ek sê, as jy die skills het, doen dit. Vat die risk. Wat ook al jy doen, probeer dit net, want jy kan so met sweets begin en nou met my opeindig met boba. Of jy kan nou met juwele begin en opeindig met speelgoed. Geen nie om, jy begin net op 'n punt, maar jy kort ook daai skills. As jy nie daai skills het, sal ek dit nie soos aanmoedig nie. Wat is daai skills? Ek voel daai skills is, jy moenie kan omgee wat mense van jou dink nie. Want in besigheid kan party mense regtig lelik met jou wees of mense kan sleg praat van jou. En 'n ander ding is ook, jy moet kan vasstandig wees. Jy moenie soos kan rondgestamp word as jy nou een slegte review kry, jy nou heeltemal op jou plan nie, of as iemand nou iets sleg oor jou sê, moet jy nie omgee nie. So ek sal sê, jy moet regtig soos jouself kan respekteer, en soos mense rondom jou, en daar's baie goeders wat jy moet ook binne jouself hê, om dit te kan doen. Okay, so selfstandigheid, Ja. jy weet, vertroue in jouself, jy moet 'n passie hê en 'n dryf hê vir dit. Hoe bou jy daai selfstandigheid? Ja nou, ek was grootgemaak so. So ek was baie selfstandig grootgemaak. My ouers het my altyd aangemoedig om te doen wat ek wil, moenie omgee wat mense doen nie. Maar jy kan ook boeke gaan lees. So daar's baie goeie boeke daar buite om dit te gaan doen. En as jy nie nou boeke kan bekostig, YouTube is ook 'n ding. Want ek kyk ook selfs baie keer YouTube podcast as ek nou soos besig is om te bottel om myself te verbeter, want ek verbeter ook my elke dag. En dit is ook maar 'n ding van jy moet ook jou eie manier vind. En as jy nie jou eie manier kan vind nie, moet jy maar iemand anders invat, maar dit is ook belangrik om jouself te wees en nie iemand anders te mirror nie, want dit gaan jou op jou ou einde nie baie ver bring nie. Ek hou baie daarvan. Dis is soos goeie besigheidsadvies wat jy hierso gee. Ek stem 100% met jou saam. Soos tydens Maak My 'n Miljonair het ek julle nou baie gecoach en gementor. Ja. Maar dit is belangrik om jou eie manier te vind. Jy kan leer vanaf 'n mentor, maar jy moet dit toepas in jou eie situasie en jou eie environment. Jy het nou genoem, jy het ook ander maniere van leer. Jy lees boeke, jy luister podcasts. Deel bietjie met ons, wat is een van die potgoeie of podcasts wat jy luister waarvan jy baie leer? So ek kyk baie vroue goeters, want ek is mos nou maar 'n vrou en mans is maar dominerend in elke liewe situasie. Selfs in entrepreneurskap, jy sal sien ons baie meer mans wat uitstaan, omdat mans meer 'n dryfkrag het, maar as 'n mens nou 'n vrou is, sou ek aanmoedig, kyk na 'n vrou se goed. Want 'n vrou het 'n baie ander manier om goeders te doen as wat 'n man nou het.
En dis baie anders, soos ek het baie mense wat begin gaan kyk op YouTube. Ek ken nie eers al hulle name ongelukkig nie. Kyk nie na dit nie. En ek voel ook nou weer daai ding, moenie mense judge nie en goeie so. Ek gaan kyk baie goeders, dan gaan soek ek op nou die probleem wat ek geervaar het. Soos een keer het ek geervaar met 'n oom, ek het gesukkel om die deal te close. Toe gaan kyk ek nou na een van die vrouens. Hoe het sy 'n deal geclose en sy doen property investment wat oom ook baie keer mos nou doen. En toe figure ek uit hoe om deals te close en nou kan ek dit doen. Okay, so is daar spesifieke vrouens wat jy volg op sosiale media of hang dit af wat se probleme jy het op die Dit dag? hang af wat se probleem ek maar het oom. Okay, maar ek hou daarvan. En sê vir my boeke, is daar een boek wat jy gelees het wat jy definitief sal voorstel vir almal anders? Building a story brand. Okay. Want een van die dinge wat oom vir my gesê het wat ek mee sukkel is marketing, want ek sukkel om te post heeltyd op social media omdat ek so besig is, dis waar time management nou ek nou inkom. So ek het dit gaan lees, ek het uitgefigure hoe om marketing te doen, hoe om beter selfs ook te doen, al daai goeie. So daar's regtig 'n fantastiese boek wat 'n mens moet gaan lees. Building a story brand. Ja. En het dit baie vir jou gehelp? Ja, baie oom. Ja, nee, dis goed. Dis goed om jouself te aanhou develop en selfs na Maak My 'n Miljonair gaan jy nou verder met jou storie en jy gaan nog groter en jy gaan nog meer goed doen en dis belangrik om by te hou met jou financial education, dat jy heeltyd aanhou jouself stimuleer in terme van besigheidskennis, in terme van tools en tips en dis awesome dat jy rolmodelle het soos dit, waarna jy opkyk. En ek dink jy word self ook 'n rolmodel vir die ander meisies in jou skool om te sê, kyk wat dit sy gedoen. I mean, jy het tweede geplaas hierdie jaar by Maak My 'n Miljonair. Ja. En jy het deelgeneem teen matrieks. Daar was matrieks, daar was graad 11, daar was graad 10, jy was graad 8. En jy het so goed gedoen en ek dink as 'n vroue sakevrou dink ek jy het hulle gewys. Dit was impressive dat jy van die matriekseuns stof in die oë geskop het. So well done op dit. Ek dink jy's 'n baie goeie voorbeeld vir jou generasie, vir die ander leerders in jou skool. Sê vir my as jy kan kyk na jou skool, na jou welkomgemeenskap. Hoekom dink jy is dit belangrik dat daar meer entrepreneurs moet wees in die gemeenskap, in die dorp, in die skool? Hoekom is dit belangrik vir hierdie pot gooi om uit te gaan sodat hulle jou storie kan hoor, dat hulle kan geïnspireer word deur wat jy doen? Ek voel daar's baie min werksgeleenthede deesdae omdat daar so min mense is wat eintlik die guts het om 'n besigheid te begin. Want oom het ook op 'n stadium met die werkswinkels gesê, ons skep werk vir mense, ons gee vir mense 'n kans om kos op die tafel te sit. En ek voel dis iets wat iemand anders ook kan doen. Want sê net as iemand met 'n baie goeie besigheidsidee wat nou nie seker is nie en hulle kyk na die hulle voel ek kan dit doen. As 'n 14-jarige dit kan doen, hoekom kan ek nie? Yes. So ek voel dis baie belangrik want hulle kan vir iemand kos op die tafel gee, hulle mediese rekeninge betaal, vir hulle medisyne kry of al daai goeders. So ek voel dis baie belangrik. Ja, bietjie die ekonomie dryf vir mense definitief. die ability gee om te kan goed koop wat hulle lewe beter maak. Ja, definitief baie belangrik. Alexis, ek wil graag by jou weet, as jy kan teruggaan en Maak My 'n Miljonair op 'n ander manier doen, ander manier aanpak. Is daar enigiets wat jy sou wou verander of dink jy het die reeks op die beste van jou vermoë gedoen en jy sal niks change nie? Ek gaan nou eerlik wees met oom, ek het dit nie op my beste van my vermoë gedoen nie. In die begin was ek dink ek het die video's soos op die einde gestuur wanneer die sluitingsdatum amper gekom het. Ek het nie gedink ek kan dit doen nie. En in die begin het ek regtig baie moeite ingesit tot daai werkswinkel en soos na die tyd tot ek gesien het, okay, maar ek kan actually iets doen. En toe begin ek eintlik insit en toe begin my lewe eintlik soos voortgaan en meer suksesvol en alles. Wel, kyk nou, jy het uitgestap. Ja. Jy het uitgestap op die podium. Right van waar jy gedink het jy gaan dit nie kan afpoel nie. Is daar enigiets wat jy sou wou verander met jou strategie in die kompetisie en hoe jy dit aangepak het? Nee oom, op hierdie stadium is ek baie happy waar ek is. Ek is baie dankbaar waar ek opgeëindig het. Ek het nie eers gedink ek gaan top 10 maak nie. Oh wow. So, dit was baie verbasend vir my. Ek het myself verbaas en ek voel almal kan iets leer. Almal kan altyd verbeter, maar ek voel ek het dit alles tot my beste gedoen op die einde vanaf soos April, Junie, daai tyd. Awesome. Jy het baie goed gedoen. Well done. Ek was impressed.
ek elke jaar so hoe die punte werk is, ons kry die punte van die brandbank en die uitdagings in die boeke en ons sien nie regtig voor die tyd totdat jy dit proses nie en ek dink so 'n week voor gala aand het ons die punte geproses en jy weet dit word ingelees en dan druk jy net calculate en dan skop hy almal se punte so uit en dan rank hy basically al die deelnemers van 1 tot 20. En ek gaan eerlik wees, ek het jy het so half onder die radar gewees die hele tyd en toe ek die punte sien en jy is in tweede plek dis van wow. Ek het dit was impressive. En toe ek nou terugkyk en dink, okay, ja, maar ek kan sien hoe sy gegroei het, ek kan sien hoe sy, jy weet, haar besigheid geskuil het, ek kan sien hoe sy gedoen het in die uitdagingsrondes, het jy eintlik verskriklik baie goed gedoen. Ek dink in die uitdagingsrondes het jy 'n ability gehad om elke keer seker te maak jy's in die wenspan, jy weet, en te help en by te dra dat jou span wen, want jy was, ek dink, uit die 5 uitdagings was jy 4 keer in die wenspan. Nee, ek was 3 keer in die wenspan, 3 keer in die wenspan. 1 keer tweede en die eerste keer het ek verloor. Okay, maar dit was tweede, eerste, hè? Ja. Ja, dit was goed geweest. En ek dink dit is 'n element van kan jy saamwerk saam met mense. Jy het net nou genoem moenie mense judge nie. Jy het net nou genoem wees net jouself. Hoe belangrik is dit om te kan werk saam met mense in besigheid? Ek voel dit is baie belangrik want almal dink op 'n ander manier. Almal het verskillende waardes en ek voel jy moet hulle waardes respekteer, maar ook op dieselfde tyd jou eie waardes respekteer as mens. Want dit help nie jy respekteer hulle waardes maar jy gooi van jou nou weg hier. En dan voel ek dan is dit nie die moeite werd nie, want jou waardes is baie meer belangrik vir jou as mens. So ek voel jy moet altyd ander mense se opinies ernstig opvat, hulle respekteer as 'n mens en sien van hulle oogpunt af. Al stem jy nie saam, jy sien dit van hulle oogpunt af en dan verstaan jy miskien ja, dis hoekom hulle daai idee gee. Dis hoekom hulle eerder dit kies in plaas van dit. So dit is baie belangrik. Ek dink dis wat jou suksesvol gemaak het in die uitdagingsrondes. Want dit gaan juist oor, kan jy saam jou span werk? Kan jy saam ander mense werk na sukses toe? Wat was vir jou die favourite deel van die hele kompetisie? Oeh, Jana. Ek dink my gunsteling deel was definitief die harde werk. Okay. Want ek het maar 'n bietjie voorkeur gekry want ek was net saam met seuns en ek dink hulle almal was matriek. So ek het ten minste voorkeur daar gekry. So dit was baie lekker vir my. En ek voel daar's op 'n manier moes ek ook soos my opinie gelig het as 'n vrou, want hulle is my mans, hulle is maar partykeer hardkoppig en alles. So ek was maar die enigste een daarso. En ek dink ook 'n ander een wat lekker was toe ons geblinddoek was met die heel laaste uitdaging om met mekaar te kan kommunikeer. Ek was nie nou een van die kommunikeerders nie, maar ek moes geluister het en dis ook 'n groot faktor. Jy moet kan luister vir iemand, hulle raad volg en hulle vertrou. En anders sal jy nooit soos op die einde kom nie. Ja, baie goed. So jy het meestal van die uitdagings gehou. Hoe was die brandbank? Ja, ek het gestres my brandbank oom. Ek sal nou eerlik wees toe ek op hierdie bank gesit het en ek Voel hy vandag beter? Ek voel 10 keer beter. Dit voel nou ten minste soos 'n gemaklike bank. Ja. Maar ek sal nou eerlik wees, met my eerste brandbank sessie het ek nie geweet hoe om te praat nie. Ek's baie meer nou gemaklik met myself. En ek het regtig gesukkel om soos dit aan oom hulle voor te gee en goeters, maar ek onthou toe oom hulle vir my sê ek's deur. Toe oom hulle vir my gesê ek het eintlik goed gedoen. Toe was ek ook trots op myself op 'n manier. Want die vorige aand het ek soos vir my hele speech geskryf, al die vrae wat oom hulle kon vra. Toe naderhand sê my ma vir my gaan slaap net. Ja, nee, en ek kan sien dit baie gegroei in daai aspek van om jouself te kan, jy weet, communicate oor jou besigheid, om jouself te kan adverteer as 'n business owner, om te kommunikeer rondom wat jy doen en hoe jy dit doen. Ek onthou op die brandbank was jy baie skaam geweest en daar het jy by die gala aand gestaan met die mic en gesê wat jou besigheid is en wat jy doen en dit was regtig baie impressive. 'n Laaste vraag wat ek dalk het is, as ons nou kyk na jou journey as 'n entrepreneur, van waar jy gekom het by laerskool waar jy jou sweets verkoop het, tot waar jy nou is, wat is die secret ingredient wat jou gekry het van 'n laerskool-entrepreneur wat sweets verkoop, na 'n hoërskool-entrepreneur wat R90,000 'n maand verdien in jou besigheid? Oom, ek sal sê 'n passie. Ek sal sê regtig soos 'n passie vir iets, want jy kan nooit iets doen sonder 'n passie nie. Ek het 'n passie gehad
ek weet dit klink verkeerd om geld te maak. Ek het geleer het hoe om geld te maak, hoe om dit te doen, hoe om dat te doen. En ek dink ek het daai passie uitgeleef. Ek is nog steeds besig om dit uit te leef en ek doen dit ten volle. So ek voel jy moet 'n passie hê vir iets om dit te kan doen. En hoe define jy passie? Sê dit is soos 'n vuur, is soos 'n energy, soos 'n excitement, soos Ek sal sê dis iets van al is jy op die einde of jy kan nie meer nie, doen jy dit nog steeds ten volle. Jy doen met jou hele hart, met jou hele siel en met alles wat jy in jou het. repeat daai gou. Al is jy op die einde, al kan jy nie meer nie. Doen Doen jy jy dit dit nog steeds? ten volle met jou hele hart en met jou hele siel en steeds genoeg dat jy iets uitkry. Ek hou daarvan. Dis baie valid advies en ek dink dit sal enige hoërskool entrepreneur help om ook suksesvol te wees. So, well done vir jou. Jy het uitstekend gedoen hierdie jaar met Maak My 'n Miljonair. Ek's opgewonde om te sien wat jy gaan doen in die jare wat nog kom en hoe jy gaan aanhou groei soos hierdie en hoe jy aanhou jou besigheid gaan skuil en ek sien uit om te sien wat se sakevrou jy nog gaan word in die toekoms en hoe jy 'n inspirasie gaan wees vir die ander entrepreneurs in jou area, maar ook in die res van Suid-Afrika. So ek's opgewonde om te sien waar jy gaan en hoe jou besigheid gaan groei, maar jy kan trots wees op jouself, jy het goed gedoen hierdie jaar en ek dink jy's 'n baie goeie voorbeeld vir ander jong entrepreneurs daar buite van hoe 'n jong entrepreneur soos jy 'n besigheid kan begin wat baie suksesvol is. Well done. Baie dankie oom, ek waardeer dit baie. Awesome. Hoe lank het jy draadjies gehad? Nie eers 'n jaar nie. O, My tannie okay. het baie vinnig Dis vinnig. geskryf. Ek het soos vir 4 jaar draadjies gehad dink ek in van graad 2 tot graad 7, ja. Was lank.